Goeiemôre. Ek is opgewonde vanoggend om die woord aan jou te bedien. En ons is besig met 'n reeks en ek het laasweek begin en ons gaan so 'n bietjie net terugkyk na laasweek se woord ook, maar wat ons met mekaar oor gesels is dat ons weet dat hierdie lewe is tydelik. Dis die realiteit en ons realiteit wat ons nooit mag vergeet nie, maar soms dan kwyn daai realiteit so 'n bietjie weg in ons besige skedules. Ons is so besig dat ons vergeet van die wat eintlik soms regtig saak maak in die lewe, want ons is so in die hier en die nou. En is my nogal frustrerend hierdie tyd van die jaar soms dat mense in 'n gedagtegang ingaan van dis nou die einde van die jaar en nou skielik voel ek sommer moeg en nou skielik wil ek sommer net afsluit en nou skielik net wie van julle ken mense wat in daai einde van die jaar mentaliteit inbeweeg. Nou in hierdie gemeente wil ons daai mentaliteit breek. Want daai mentaliteit help jou verseker nie. Dis hoekom ons dienste het aan die einde van die jaar, eerste week van Desember, toe ons het begin het, toe sê mense jy's mal, mense gaan nie kom nie, toe sê ek nee, mense het dit juist nodig dat ons voorberei is. Maar weet jy dat vandag is dieselfde as môre? En gister was dieselfde, dit is 'n dag wat die Here vir ons gee, 24 uur wat jy die beste moet maak van daardie dag. As jy kom in 'n gedagtegang, as ons net die jaar kan klaar kry, as ons nou net November maand is, wil jy al die jaar afsluitings en so aan, pas op vir daai gedagtegang, want moegheid is soms nie 'n realiteit nie, dit is 'n gedagtegang. Jou kop kan jou moeg laat voel. Amen. Daar's die ander kant ook, wat jou gees is gewillig, maar die vlees wil weer nie, wat jou liggaam soms sê, nou moet jy 'n bietjie rus. Maar hier is die ding van ons lewe, dat ons moet in die begin van die jaar het ek jou uitgedaag, en ek weet nie of jy by dit bly nie, maar dis 'n uitdaging wat deel is van die gebod van God. Die uitdaging is om jou rus te beplan. Want dis hoekom mense op 'n plek kom dat hulle voel hulle wil teen 'n boom vasry. Hulle is moeg en uitgeput. Hoekom? Die rede hoekom ons moeg raak is daar's nie konstantheid in ons lewe rondom beplanning nie, because if you fail to plan, you plan to fail. En ons beplan nie ons lewe nie, ons beplan nie ons rus nie, ons beplan nie ons het nie 'n skedule nie, ons gaan maar net aan en ons laat net toe dat die wêreld ons heers en die omstandighede ons heers, en dis 'n keuse wat jy moet maak. Jy kies hierdie keuse, hoor mooi. Of die lewe lei jou of jy lei die lewe. Ek kan amper die diens net hier afsluit. Dis 'n besluit, 'n wilsbesluit wat jy moet maak om te sê, ek gaan begin beplan en ek gaan begin beheer vat oor God se plan vir my lewe, verantwoordelikheid opneem en dit begin uitleef. En dit met wysheid doen onder die leiding van die Heilige Gees. Julle weet, Jesus het ook gerus. Julle weet, Jesus het ook geslaap. Toe die disippels in benoudheid was, waar was Jesus? En hy het hulle nogal kwaadlik geneem dat hulle hom wakker gemaak het. Want nou ry julle alweer op my geloof. Wie van julle het mense wat op jou geloof ry? Ja, bid jy, want die Here sal vir jou luister. Okay. Jesus het opstaan en kwaadlik geneem en sê, julle klein gelowiges, hoekom moet julle my nou uit my slaap uit wakker maak? Ek het my rus nodig, soos julle ook rus nodig het. Nou, daar's 'n verskil tussen om altyd te slaap en nie dit goed te beplan nie, want baie mense, daar's 'n weegskaal in dit, baie mense wil weer net rus, en ander wil weer net werk. Ons moet die balans handhaaf, sodat ons psigies, liggaamlik en geestelik gesond kan bly. En dis hoekom daar 'n konstantheid in ons lewe moet wees, in die voorbereiding vir die dag wat Jesus terugkom, want dit is die grootste verantwoordelikheid wat ons mekaar bly sê, is daardie voorbereiding en daardie gereedheid vir die dag wat Jesus terugkom. En hy kom terug, en wanneer hy terugkom, gaan alles verander. Alles gaan verander. Jou liggaam gaan ook verander. Weet julle dat daar's 'n laaste verandering wat gaan plaasvind? En dis wanneer ons 'n verheerlikte liggaam gaan ontvang, 'n liggaam sonder pyne en skete, 'n liggaam wat nie oud word nie, 'n liggaam wat nie pedicure en 'n manicure nodig het nie, en 'n facelift en 'n botox en ek weet nie wat al die goeders het nie. Dit is net jy gaan 'n verheerlikte liggaam hê. Wat nie oud word en wat nie onderdanig is aan die verganklikheid nie, maar wat verheerlik is en vir ewig.
soos Jesus is, want hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam. Daar's 'n verandering wat gaan kom, maar ons moet gereed wees en dis waarom jy besig is om te leef in gereedheid. En ons gaan terug natuurlik na die woord toe en waar Jesus vir ons kom leer en vir ons die profetiese rede gee, 'n prediking gee op die toekoms, want dis wat profeties is, altyd spreek in die toekoms. Daar's dinge wat gaan gebeur, dinge wat gaan kom en ek spreek nou om julle te waarsku en julle te lei en te help om gereed te wees vir daardie oomblikke wanneer hierdie dinge gaan gebeur. Of dit gaan gebeur is ononderhandelbaar. Dit gaan gebeur. Jesus kom weer. Dis 'n sekerheid. Saam met hierdie sekerheid is daar natuurlik die onsekerheid van wanneer dit presies gaan gebeur. Dis ons onsekerheid, maar dis 'n goeie onsekerheid om in te lewe en God het ons gelos met daai onsekerheid vir 'n rede, want ons het dit nodig, maar die sekerheid wat in jou lewe is dat Jesus kom weer. En hy kom om ons te kom haal. En ons het laasweek daarna gekyk om te sê, maar nie almal gaan dit maak nie. Daar's 2 destinasies vir die ewigheid. Die een gaan heerlik wees, fantasties wees, en die ander gaan jy tande kry om te kners op. Okay? Jesus beskryf dit ook waar die wurm nie ophou vreet nie, en die vuur nie ophou brand nie. Dis nie 'n goeie plek nie, en ek wil nie graag by daai plek wees nie, ek wil nie by daai plek uitkom nie, ek wil in sy heerlikheid uitkom, en hy kom leer ons om te sê, ek wil hê dat julle moet gereed wees, en hy kom leer ons oor wie hy is in hierdie verhale, in hierdie gelykenisse. So laasweek het ons gekyk na die gelykenis van 10 mense wat 5 slim was en 5 dom was. 5 was voorberei en 5 was nie voorberei nie. En dit was die maagde wat vir die bruidegom gewag het. En hulle moes lampe of olie in hulle lampe gehad het. En ons weet daar was 'n klompie wat nie genoeg gehad het, wat nie ekstra gebring het nie. En die vuur van die Heilige Gees bly brand met die brandstof van die woord in ons lewe. En die uitdaging waarmee ek jou gelos het laasweek is dat jy jou lampie sal volhou. En nie net die lampie alleen sal volhou nie, maar dat jy ook ekstra voorraad saam sal leef. Ek het dit as Prins vanoggend net daar voorgesit om ons te herinner wat die Here vir ons gesê het. En natuurlik die vuur van die Heilige Gees, vuur kan nie brand as dit nie substansie is, dit nie brandstof het nie. En wat is die brandstof van die Heilige Gees? Is die woord van God. Want hy kom maak die woord lewend. En ek wonder en ek wil jou vra vanoggend, het jy al begin 'n plan maak? Het jy jou lewe al begin aanpas om meer tyd in jou 24 ure dag wat God aan jou geskenk het, tyd te maak vir die woord? Moenie resultate verwag as jy nie bereid is om aan te pas nie. Sien, jy kan Sondag na Sondag hier sit en sê dankie vir die preek en lekker preek en goeie preek, maar die resultate begin eers beleef as jy dit toepas. En ek wil jou uitdaag in die tye wat ons leef, die laaste van dae gaan die liefde van die meeste verkoud. En dinge gaan net erger en erger raak in hierdie wêreld. Ek en jy is so afhanklik van die konstantheid van die woord van God. Dis die enigste konstantheid wat daar vir ons is. Want die wêreld is wisselvallig. Ek en jy is wisselvallig. Wie van julle is altyd dieselfde? Hoe elke dag dieselfde, presies. Is julle wisselvallige mense? Praat nie dubbelhartig nie, ons het ons geloof, maar as net daar wat dinge net bietjie te veel voel en ander daar vir dinge okay is, ons voel nie altyd dieselfde nie, maar dis wanneer ek en jy teruggaan na die rots, na die konstantheid, en dis die woord van God. En dis so nodig dat ons die woord van God sal eet meer as wat ons brood en kos eet. Want brood en water onderhou die vlees, maar die woord van God onderhou die gees. Wat gaan ewig bly staan? Die woord van God. Lukas 6 vers 48 wil ek vanoggend begin, is die eerste skrifgedeelte. Hy sê, hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Nou, moenie eers wonder nie, dit gaan gebeur. Storms kom. Storms in die lewe, dit kom en dit gaan, of jy gelowig of ongelowig is. Of jy 'n kerkganger is of nie 'n kerkganger is nie. Die storms van die lewe gebeur. Ek meen, ek het dit genoem nou, dit het selfs met Jesus in die boot gebeur, die storms opgedag. Maar hier kom leer hy ons om te sê, jy kan staande bly, as jy reg gebou is.
As die gebou op die regte fondasie gelê is. So ek wil gaan na die gedeelte en ons is besig met Matteus 25 vanaf vers 14 wil ek vanoggend lees en ons gaan kyk na die gelykenis van die talente wat Jesus hier ons kom leer en hy het 'n interessante verhaal en ek dink soms lees ons dit en ons ken die storie en jy het dit al gehoor van sonnaskool of kinderkerk se jare af, maar soms as jy die stories lees en elke keer as ek Jesus se gelykenisse lees, is daar net vir my altyd ietsie meer. Weet, hoe meer jy dit lees, hoe meer ontdek jy wat wil hy in diepte meer vir ons wil sê. En onthou, hierdie stories is vir my en vir jou gegee om vir ons te leer om in gereedheid te lewe. So ek gaan die storie vir jou lees en ek het hom so 'n bietjie in 'n paar dele net opgedeel om te sien maar wat leer elke deel van ons. Nou in hierdie stories wat Jesus vertel is daar altyd rolspelers. En die rolspelers moet ons identifiseer wat wil hy vir ons sê en wie is hierdie rolspelers? Nou die eerste rolspeler is 'n man wat op reis gaan. Okay, dis 'n man wat van hoë aansien was. In Lukas word hy bietjie anders te beskryf, maar is 'n man van hoë aansien, 'n man wat 'n vermoënde man was. En hy het vir 'n tyd weggegaan. Nou dis die een rolspeler en die ander rolspeler, daar's nie baie rolspelers nie, maar die ander rolspelers is natuurlik die diensknegte. Die wat hierdie man gedien het in sy huis. So, daar's net hierdie twee rolspelers. Nou natuurlik moet ons weet wie is wat se rolspeler in hierdie verhaal. So ons weet die reisiger wat gegaan het vir 'n tyd is niemand anderste as Jesus nie. Okay, so Jesus is die reisiger. Hy is die man wat weggaan vir 'n tyd, vir 'n oomblik, en hy is die man wat natuurlik ook, soos ons in die verhaal lees, ook eendag weer gaan terugkom. Wie is die diensknegte? Julle kan saam mee praat, wie is die diensknegte? Ons, okay. Ons as gelowiges, dis nie net, weet baie mense lees die Bybel en sê, "Ai, shame die arme disippels," weet wat die Here vir hulle gesê het. Nee, ek en jy as gelowiges moet ons self ook in daardie posisie plaas. Wanneer Jesus met die disippels praat, is dit so goed hy praat met my en jou, want ek en jy is ook sy disippels, ons as gelowiges. So hy praat met ons, ek en jy is die diensknegte, en in hierdie verhaal is daar hoofsaaklik 3 diensknegte. 3 diensknegte wat hy ons iets kom leer oor hierdie 3 diensknegte en wat hy vir hulle gedoen het en wat hulle reaksie is op wat hy vir hulle gedoen het. Want onthou, daar's altyd 'n reaksie. Die manier hoe jy reageer bepaal die resultate. So, kom ons begin die verhaal wat baie bekende verhaal is en ons gaan onsself net die verhaal bietjie dissekteer in jouself en nou posisioneer jouself want jy is 'n diensknegt. Ons almal het gesê ons is 'n diensknegt, maar nou kan jy jouself ook identifiseer as een van daardie 3 diensknegte. Okay, want daar is 3 diensknegte en jy kan jouself posisioneer as een van daardie 3 diensknegte. So, ons begin by vers 14 want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Julle sal sien ek het dit in bold gesit van die woorde wat sleutelwoorde is in bold gesit op die bord en aan hulle sy besittings toevertrou. Jy kan dit ook onderstreep in jou Bybel. Hy sê aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2, aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. Baie interessant. Goed, nou kan ek bietjie onheilig wees vir 'n oomblik. Sekere mense, sê hulle my verskoon, dis warm hierbo. Anderste, as ek warm kry, preek ek dalk korter. Ja, so, kom ons sien die storie, kom ons beleef die storie. Hy roep 3 diensknegte, nou ek soek gou 3 mense. 3 mense wat vorentoe kom, wat bereid is om die diensknegte te wees. Vrywilligers, kom, ek wil nou nie mense op die spot sit nie. Kom vorentoe, kom Johan, kom vorentoe. Kom, hier is ons 3, ja, daar kom. Ons vat maar 3 manne, anders te sê ons raak dalk feministies of iets. So kom, staan hier voor my. Goed, so, hy het 3 diensknegte gehad. Nou wat hierdie huisheer of hierdie reisiger gehad het, was dit wat hy gedoen het in hierdie verhaal is, hy gaan weg, maar hy los hulle nie met leë hande nie. Waarmee los hy hulle? Die woord sê talente, en julle gaan nou sien as ons verder aan lees, is die talente duidelik geld, hulle praat van goue muntstukke.
wie sin is dit? Hy vertrou hulle aan hulle wie se besittings. Hy gee nie vir hulle geskenke nie. Baie belangrik. Want as ek vir jou 'n geskenk gee, dan wat kan jy doen? Net wat jy wil. Maar as ek vir jou sê, ek vertrou jou met wat myne is, het jy die vryheid om te doen wat jy wil? Nee. 'n Geskenk het nie verantwoordelikheid nie. Maar wanneer ek iets aan jou toevertrou, dan is daar verantwoordelikheid waarmee saamkom. Wat wil Jesus vir ons sê in hierdie verhaal? Julle het wat myne is. Elkeen van julle vanoggend wat hier sit, het iets ontvang. Almal het iets ontvang. Maar ek wil jou herinner, dit is nie joune nie. Dit is 'n groter verantwoordelikheid. Nou, die 3, ek sê goed, ek gaan vir julle gee, maar hy gee volgens my vrou se wasmasjien het gebreek, asseblief, dit is, ek moet nie, dit is net hulle staan. Bly net daar staan. Hy deel vir hulle uit, sommer net soos hy voel. Is dit die woord, hy het my net uitgedeel, want hy het my net op sy hart gevoel. Ek het al baie gelowige mense, ek het so gevoel. Ons doen dit net soos ons voel. Hy het vir hulle uitgedeel, vir hulle aan hulle toevertrou, nie gegee nie, aan hulle toevertrou, om vir 'n oomblik, dit wat syne is, verantwoordelikheid oor te neem, volgens wat hy in hulle gesien het, wat hulle vermoë is. Ek seker van hierdie diensknegte werk al lank vir die man. Ek seker van dat hierdie man het uitgedeel volgens 'n maatstaf. Hierdie diensknegte was derentyd beproef. Hulle vermoë was gemeet. Op 'n stadium het God met sy eie hand teen 'n muur geskryf. Onthou julle koning? En wat was die verklaring wat Daniël deurgegee het? Jy is geweeg, maar te lig bevind. Soveel keer in die Bybel sien ons dat mense dink, en ek dink vandag se tyd in die ekstreme prediking van genade is, ek kan my net agteroor sit en alles gaan maar net in my skoot val, want die Here gaan ons net voorsien. Ja, God gaan voorsien, hy gaan voorsien. Volgens wat? Volgens jou vermoë. Jy sien, van die godsmanne wat ons lees in die Bybel, van die geloofshelde, was eers getoets. Elkeen van hulle het eers deur 'n tydperk gegaan, behalwe een, en dis koning Saul. Koning Saul was gesalf as koning en onmiddellik koning geword. Hy het nooit deur 'n proeftydperk gegaan nie. 'n Proeftydperk is 'n tydperk van toetsing, wat die karakter getoets word en gevorm word om te sê, wat is in jou, wat se vermoëns het jy, want ek gaan jou vertrou volgens jou vermoë. Nou, ek dink hierdie ou was baie gelukkig om daar te staan voor almal, vir hierdie 3 ouens en voor almal wat natuurlik hierdie gebeur en sê, wow, weet ek het 5 talente gekry. Weet jy, en toe hy kyk langs om te sê, hierdie ou, hy het daarom 2 gekry en shame, sies tog. Jy sien, die woord kom en hy sê, ons word beproef verklaar. Maar hier is die ding, dit lyk na shame, dit lyk na, maar wat doen hierdie reisiger?
okay, ek het jou getoets, ek het jou dopgehou, en ek vertrou jou met 5 van my talente. Ek het jou dopgehou, weet jy wat, en ek vertrou jou met 2 van my talente. Ek het jou dopgehou en ek het gesien, jy het nog 'n bietjie werk nodig, maar ek gaan jou nog steeds die geleentheid gee om jou vermoëns te ontwikkel. Ek gaan jou nie afskryf nie. Jy sien, God roep ons, God roep jou, God roep my, God roep ons. En hy roep ons in getrouheid. Want wat was die toets van hierdie verhaal? Is getrouheid. Hy gee volgens jou vermoë wat ek jou kan vertrou. Want ek toets jou met die kleine en ek sien wat se vermoë is in jou, wat se potensiaal is in jou. Dankie, julle kan weer eers gaan sit. Hou dit net eers, ek sal nou dit kry, my vrou sal 'n offergawe opneem vir haar wasmasjien. Dit is soms net daai, wie van julle het al daai, jy het 'n vermoë van die Here ontvang en dan dink jy, wow, die Here is goed, en dan is daai papwiel van 'n kar wat breek of die wasmasjien gisteraand toe wil ek voorberei. Ek dink die wasmasjien het nou net die gees gegee. Sê ek, okay, daar gaan die spaargeldjies weer seën. Maar dan wil ons soms mismoedig raak. Nou weet jy wat, ek het net opgewonde geraak en sê, is tyd vir 'n nuwe een. Die Here sal voorsien. Ons kan so vinnig toelaat dat ons die vermoë vat en sê, maar en God kom toets ons in die vermoë, in die tye wat dinge uitdagend is. Elkeen ontvang volgens sy vermoë. Talente bly die reisiger se eiendom. Talente word toevertrou, nie geskenk nie. Met ander woorde, jy's 'n rentmeester. Jy's verantwoordelik. Maar vers 16, hy sê een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Ek dink hier's 'n gesindheidsprobleem. Want hy gaan nou sê hoe hy sy Heer ken en hoe vreesagtig hy vir sy Heer is, maar ek dink hierdie ou het 'n attitude probleem gehad. Wie van julle ken mense met 'n attitude probleem? Dit gaan nie oor wat jy sê, dit gaan oor hoe jy dit sê. Dit gaan nie oor wat jy doen, dit gaan oor met die ons praat van body language. Okay? Jou liggaamstaal. Dink net jy was nou een van daai. Hoe het jy gevoel toe jy nou net die enetjie kry? Hoekom mag hy 5 kry en hy mag 2 kry, maar ek mag net 1 kry? En ek glo daardie gesindheid was sy motivering om te sê, vergeet dit, hierdie ou het my verneder, hy glo nie in my nie, so ek gaan niks doen nie. Hoekom moet ek iets doen met sy geld? Hoekom moet ek, want wat moet jy doen om meer te kry? Werk is gelyk aan verdienste. Werk is gelyk aan verdienste. Jy gaan nie kry as jy nie werk nie. Hoekom het die wat 5 gehad het nog 5 gekry? Want die woord sê hy het gaan werk. Die ou wat 2 gehad het, hoekom het hy nog 2 gekry? Hy het gaan werk, dit het moeite gekos. Van die begin af het God dit bestem, toe hy die aarde vir ons geskaap het, toe sê ons moet dit bewaak en bewerk. Weet julle dat in die Nuwe Testament skryf Paulus aan die kerk, want te sien, daar was baie mense gewees, en ons het, en ek wil dit sê ook, en mense weet dit nie altyd nie, maar ons het 'n hulpverleningsproses in die gemeente, waar ons mense help. Maar om vanoggend, iemand wat 'n behoefte het en sê, ekskuus, ek kort geld, en ek net geld in hulle hand sit, help ek hulle. En vir 'n oomblik, tydelik. Ons het 'n proses in plek. Want jy sien, Paulus kom en hy het gesien, daar's te veel mense wat misbruik gemaak het van die kerk, want die kerk was natuurlik so in eenheid geweest, ons weet julle in die begin het hulle sommer alles gelyk tussen mekaar opgedeel, maar Paulus kom en ek dink is in die boek van Hebreërs, hy sê dat die wat nie werk nie, mag nie eet nie. Want hulle het gemaklik begin raak, hulle het lui begin raak, want die res van die kerk en die gemeente sal ons vir my voorsien en sorg. Ons wil graag mense help.
maar ons wil hulle help om te herstel en te rehabiliteer. Ons wil hulle help om in wysheid hulle finansies te bestuur. Ons wil hulle help om op te staan en ons het 'n paneel. Ek is nie eens deel van die paneel nie. Ons het kundige mense op die paneel wat 'n persoon sien. Hulle vul 'n vorm in en ons sien hulle in 'n onderhoud en sê, "Hoe gaan ons julle kan help? Hoe gaan ons julle raad gee? Deur nie net vir julle vis te gee nie, maar dalk julle te help om vis te vang. Dalk julle te help om beter te bestuur, beter besluite finansiëel te maak." Hier's kundige mense. Ek het nie altyd die beste kundigheid nie, maar ek het mense in die gemeente wat ek kom byvoeg om te sê, wees deel van die paneel en gee raad, want ons wil mense help om op te staan en te herstel en te genees. Ja, die wêreld boelie ons en soms dit gebeur die dinge net wat buite ons hande is. Maar ons moet bly werk. Mense wat bereid is om te werk, sal altyd werk vind. God voorsien werk aan die wat wil werk. Anders dan gaan jy nie woeker en groei nie, gaan jy nie meer ontvang nie. So elkeen het daardie vermoë gevat en hulle het 'n reaksie gehad. 2 het 'n goeie reaksie gehad. Hulle het moeite gedoen, hulle het gaan werk met dit wat hulle ontvang het. Hulle het nie net selfsugtig gesê, ag, weet jy wat, ek gaan nou maar net na myself omsien, ek het nie 'n saak oor hierdie heer van my wat nou weggegaan het nie, hulle het geweet, iewers kom hy terug. En iewers gaan hulle aanspreeklik gehou word. Want dis die volgende gedeelte van die verhaal is rekenskap. Daar gaan rekenskap wees. Matteus 25:19 sê, na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Jy gaan gevra word. Ek en jy gaan rekenskap gee. Nie oor wat ons sin is nie, maar oor wat syne is, wat hy ons mee vertrou het. En hier is die resultate. As die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En hy sê vir hom, mooi so, goeie en, dis 'n sleutelwoord, getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. God toets jou altyd eers bietjie met die kleine. Weet julle, dis interessant in Jesus se gelykenis en verhale, dan kom hy en weet jy waarmee hy toets God jou heel eerste? Met geld. As jy nie vertrou kan word met 'n onregverdige mammon nie, hoe gaan ek jou aanstel oor die ware goed? Dis een van die eerste beginsels waarmee ons getoets word in ons geestelike lewe, is ons getrouheid in die bestuur en die gee van ons finansies, die besteding. As die Heer sê vir mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig as jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van die Heer, en die een wat die 1 talent ontvang het. Kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie, omdat ek bang was. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talente in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Nou, weet, hy het hierdie vrees gehad, en sê, ek gaan eerder nie probeer nie, ek gaan dit eerder net bewaar en dit wegsteek. Ek wil ons terugvat na die eerste oortreding in die Bybel. Genesis hoofstuk 3. Want nou, dis hoekom ek hierdie bord hier voor het. Wat is sonde? Sonde is nie dit wat jy verkeerd doen nie, as 'n daad wat jy pleeg nie, maar sonde is ook dit wat jy nie doen nie, wat jy veronderstel is om te doen. Dis te mis te maak. Dit sit er niks te doen nie. Om te gaan begrawe die vermoë, die gawes en talente wat God vir ons gegee het. Maar hier is die ding. Die vyand kom en hy maak ons so selfbewus. Adam en Eva word eers bewus in Genesis 3 dat hulle naak is. Was hulle voor die tyd naak?
Hulle was die hele tyd nog naak. Maar hulle was so gefokus op God se plan en God se roeping op hulle lewe. En God se mandaat vir hulle op hierdie planeet. Hulle was gefokus op die werk wat die Here vir hulle geroep het voor. Skielik, wat doen Satan? Hy maak hulle bewus van self, die eie ek. Ja, maar jy sal soos God wees as jy die vergeet. Ons weet hy het gelieg, want ons was soos God voor die tyd. Ons het nie soos God geword nie, ons het minder soos God, ons was minder soos God na die sondeval. Ons was meer soos hy. Maar wat gebeur? Hy maak hulle bewus van die eie ek. Die fokus, jy's naak, jy's naak. En die woord sê, hulle het gaan wegkruip. Hoekom? Want die heel eerste emosie wat hulle beleef het na die sondeval was vrees. Vrees is die hoofrede vir talente wat nie ontwikkel word nie. Ek was bang. Ek het gegaan en die talente in die grond gesteek. Hier is wat hy behoort, maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Wat hoor ons? Luiheid gebruik vrees as 'n verskoning. Luiheid gebruik vrees as 'n verskoning. Hoor wat sê in Spreuke 22 vers 13. Die luiaard sê, daar is 'n leeu buitekant. Ek kan in die middel van die strate gedood word. Met ander woorde, ek vrees. Dit is my verskoning. Ek is bang. Dit is my verskoning. Ek is bang wat gaan mense sê. Ek is bang ek gaan dalk val. Ek is bang ek gaan dit nie maak nie. Ek is bang en dit maak ons dat ons op 'n plek gaan sit wat ons eerder 'n gat grou met talente in weg te steek. Getrouheid word altyd beloon. Die slotsom van die verhaal, wat hierdie verhaal vir ons kom leer en wat Jesus vir ons kom leer uit dit, hy sê, neem dan die talente van hom weg en gee dit aan die een wat 10 talente het. Dit klink so onregverdig. Maar die een wat 10 het, wat gebeur hierso? Kan julle sien? Dit word nie net meer aan die een wat 10 het toevertrou nie, dit word aan hom. Dit word nou syne. Omdat hy getrou met dit was. Maar die een wat dit gaan begrawe het, dit wat jy het, gaan ek van jou vat. Want jy doen niks daarmee nie. Ek het een beginsel gesien in die kerkwêreld in die jare wat ons betrokke is. Weet jy wie ontvang? Gewers ontvang. God gives to givers. Want wat moet ek doen? Ek moet my talente ontwikkel. Ek kan dit nie net hou en dit begrawe nie. Sê, want elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp, hoor mooi die resultate, hoor wat is die uiteinde van hierdie storie, hoor wat gebeur met hierdie lui diensknegt wat dit gaan begrawe het. Werp die nuttelose diensknegt uit in die buiterste duisternis, daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Die nuttelose mense se toekoms is duister. Die getroues sal in oorvloed leef. Spreuke 13 vers 22 sê, the wealth of sinners will go to the righteous. Sinners, nie daai wat vir die verkeerde en daai verkeerd, nee, daai ou, daai persoon wat net die kerk se banke waarom sit en getrou gaan, want dit is tradisie en dit is die regte ding om te doen, ek moet kerk toe gaan. Nee, God het veel meer as van Sondag in 'n kerk te kom sit en net na 'n preek te luister en 'n paar liedjies te sing.
hierdie wat ons vanoggend beleef in hierdie ure en 'n half saam is 'n druppel in die emmer van die groter plan wat God met jou lewe het. Hierdie is nodig, is deel van ons geloofslewe, ons het dit nodig. Ek kan nie sonder kerk funksioneer nie, ek kan nie sonder julle funksioneer nie, ons kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Ons het nodig om by mekaar te kom. Die woord leer ons het nodig om mekaar te ondersteun in die onderling byeenkomste van die gemeente, want ons is 'n liggaam. Jy's ledemaat van die liggaam, dis kom ons by mekaar moet kom, maar die ledemate moet ontwikkel en saam groei, sodat ons 'n groter impak kan maak. Ons wil ons gemeenskap impakteer. Ons wil ons skole impakteer, ons wil ons families impakteer, ons wil ons werksplek wil ons impakteer, maar dit kos dat ons gaan moet woeker met ons talente. Dit wat ons ontvang, Sondag na Sondag, sit jy hierso in die banke en jy ontvang talente. Jy ontvang die vermoë van die woord van God. Wat doen jy met die woord van God? Wat jy ontvang? En ek wil julle uitnooi. En ek wil alle gemeentelede uitnooi, kom raak deel van ons lewe groepe. Hoekom? Want daar praat ons oor die talente. Daar bespreek ons die talente. As jy nie weet waar om te lees nie, as jy nie weet wat om te lees nie, vat die preek van elke Sondagoggend. Ek berei vir jou klaar tafel voor wat jy deur die week kan eet. Jy kan doggy bags vat, jy mag maar. Ons gaan nie ekstra vra vir dit nie. Maar vat dit huis toe. Ek weet die klomp nerds toe ons op skool was, wat so goed presteer het, daai top 10 kinders. Niks teen hulle nie. Maar ek het later eers die resep gehoor, wat gewerk het, is, hulle het, wat is die regte woord? Nee, ons moes hard leer, want ons het nie regtig opgeleid in die klas nie, maar hulle het nie net opgeleid in die klas nie, hulle het ook in die middag nasorg gaan doen, nee, dis die regte woord. Ek het die woord nasorg hoor, ek dink, wat is dit? Nee, ons by die huis kom, gaan ons weet hier die werk, wat? Skool het klaar te veel ure gehad, nou moet ek nog in skoolwerk tyd spandeer. Maar tot ons by die eksamentyd gekom het, dan het ek besef, nou moet ek hard leer en probeer onthou by die juffrou gesê, maar daai ou wat hierdie tyd nasorg gedoen het, hoef nie so hard te gaan leer soos ek geleer het nie. Ek het dit gemaak, ek weet nou nog nie hoekom nie, hoe nie, maar ek het dit gemaak, okay. Maar dit was in daai oomblikke van eksamens, wat se vak het ek nou weer? As jy aankom by skool, wat skryf ons vandag? Het ek daai vak? Okay. Dis amper daai effek. Maar daai wat nasorg gedoen het, hulle was net heeltyd in dit. Hulle was net heeltyd gereed. Hulle het nie daai ekstra moeite moes doen om nou, ek moet nou gaan studeer nie. Hoekom? Want hulle het na die tyd gegaan en weer nabetragting gaan doen, nasorg gaan doen. Te sê, maar wat het ek geleer? En ek wil jou vanoggend uitnooi. Wees daai nerd hier in die kerk. Gaan doen die nasorg. Gaan vat die woord weer, gaan vat die preek, gaan luister jy om ons die tegnologie dat jy dit weer gaan luister. Jy kan tot pause en weer na my kyk as jy wil. Net as jy wil, okay. Daai skrif weer gaan soek, ons sit dit vir jou op, ons doen moeite. Vanoggend is Andries nie, maar ek wil vir hom dankie sê, hy gaan dit nou hoor, want hy sit in Namibië, maar hy is bereid, dis 'n getroue man wat bereid is, hy sê, ek sal in Namibië sit, en hy gaan die video gereed maak, al is ek daar vir verpligting. Ek dank die Here vir ons gemeentelede, wat sê, weet jy wat, ek is nie net hier om 'n sitplek warm te sit nie, maar ek is hier om deel te wees, om die woord van God daar uit te dra. Jy kan dalk nie video's edit nie, maar jy het 'n ander vermoë. Jy het dalk net 'n vermoë om iemand te oortuig om bietjie kerk toe te kom. Hoe, maar ek bly eerder maar stil, want wat van hulle gevoelens? Nee, jy's besig om jou talent te begrawe. Nie almal het nodig om te preek nie. Maar jy is anders as ek is anders as jy het 'n unieke talent, vermoë wat God aan jou toevertrou het. Is jy besig om dit te ontwikkel ter uitbreiding van sy koninkryk? Hoe moet ons woeker met ons talente? Ek net 'n paar punte wat ek vir jou wil deurgee. Eerstens, moenie met ander vergelyk nie. Waar by die een talent ontvang het, ek is seker daarvan, en dit is my opinie, maar ek is seker daarvan, hy het dit vergelyk met, ja, maar kyk wat het so en so, hy het 5 gekry, en hy het 2 gekry, hoekom het, ek gaan nie moeite doen nie, hoekom het ek minder kry? Maar weet jy, as hy net daai een gevat het, en getrou was, sou sy vermoë gelig geword het. Sien, jy sit vanoggend hier, jy is verantwoordelik oor jou vermoë. Jy is die een wat verantwoordelik is om jou potensiaal te laat groei. Potensiaal is dit wat kan wees, maar wat nog nie is nie. Waardeer
wat jy ontvang het. Wees dankbaar. Die eerste ding wat jy ontvang het, as jy wonder of jy talent ontvang het, die redding van jou siel was die eerste gawe. Jy het Jesus ontvang. Jy het die waarheid ontvang, jy het die woord ontvang. Ons almal het iets om te gee. Wanneer jy waardeer wat jy ontvang het, moet jy die gewer eer die gewer. Nou ere kom, ek is dankbaar vir hom, maar ek doen iets daarmee. As ek my kind 'n geskenk gee, en hulle het vat, en net daar op 'n vensterbank sit, en nooit weer daarna kyk nie, en nooit niks daarmee doen nie, dink jy ek gaan beleef, hulle waardeer dit? Nee, vat dit, embrace dit, doen iets daarmee, gebruik dit, sien potensiaal, dit wat jy ontvang het. Moenie kyk wat iemand anders te ontvang het nie. Moenie kyk wat jy het, en vat wat jy het, en glo in wat jy het, en glo in God se vermoë om dit wat jy het, te vermeerder. Daar was 'n klein seentjie, wat tussen 'n skare van min of meer 15.000 mense, want net die mans alleen was 5.000. Jesus wil hulle sê, maar voed julle hulle. O Here, ons is nie voorbereid nie. Uit 'n skare van 15.000 mense, mense was net een klein seentjie, wat 'n paar visse en brode gehad het. Ek dink daar was meer. Maar ek dink hulle het na hulle vermoë gekyk en sê, ons gaan nie hierdie mense kan help nie. Ek gaan nie eers vir myself blootstel om te sê, wel, dis wat ek het nie. Ek gaan skaam voel, want hulle gaan vir my lag. Hoorie, hier's 15.000 mense en jy het net 5 broodjies en 2 visse. Nee, hierdie jong seun het nie 'n skaamhaar gehad nie. Hy het net gesê, sorry, dis wat ek het. Ek bring dit vir u. Sien potensiaal, moontlikhede. Johannes 9:6 vers 9, hier is 'n seentjie wat 5 garsbroodjies en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? En weet jy wat? Daar 12 mandjies oorgebly. Moenie minag wat jy het om te gee nie. As jy dit minag, gaan jy dit begrawe. En jou huisheer gaan nie gelukkig wees nie. Om te woeker moet jy waag. Ek is van mening, as die storie bietjie anders te gelyk het, nou dis, ek wil sê, dis my mening, my opinie daar, as hierdie man daai talent gevat het, en gaan woeker het, en hy daai talent verloor het, weens die woekering wat plaasgevind het en dinge skeef geloop het, wat sou die huisheer se reaksie gewees het? Wel, jy het ten minste probeer. Wel dan, vir jou probeerslag. Ons moet waag. Geloof, 'n geloofslewe is 'n lewe van waagmoed. Jy kan nie jou talente ontwikkel en groei as jy nie bereid is om jou brood op die water te gooi, om uit te gaan en te gaan waag nie, en te gaan probeer nie, en te gaan vra nie, want jy het iemand jy vra nie. Jy moet werk. Talente te ontwikkel, het jy werk nodig. En natuurlik, wees getrou in dit wat jy doen. Hou aan, moenie verslap nie, want op die regte tyd sal jy maai dit wat jy gesaai het, as jy nie verslap nie. Nou, ek het 'n illustrasie vanoggend gebring. Dis 'n paar gemeentelede wat ek net met iets 'n paar dinge moet afhandel. Nee, grap. Wie weet wat doen mens met die goed? Dit doen een ding, dit maak blaase. Okay, jy nog nie blaase van 'n pik het, jy nog nie gewerk nie. Wat gedoen ons? Ons gebruik dit om te grou. Wat wil die Gees van Here volgens vir ons hier sê? Jy kan grou vir 2 redes. Daar's 2 redes, 2 motiverings om te grou. Die eerste een is wat Jesus ons hier kom waarsku. Jy kan grou om te begrawe. Om weg te steek. Omdat vrees jou motivering is. Of, die tweede rede, jy kan grou om 'n vaste fondasie te bewerkstellig. Grou moet ons grou. Maar ons kan nie grou
om weg te steek nie. Daar's werk om te doen, kerk. As jy nie die kerk is, hoekom ons is lewende kerk. Weet julle dat een van ons beginsels wat jy onderteken het, is dat jou lidmaatskap is onderhewig aan jou betrokkenheid. Ek kan vir mense vra om te sê, weet jy, ons gaan jou lidmaatskap termineer, want ons sien jou nêrens betrokke nie. Hoekom? Want ons is nie gestig as 'n bless me klub nie. God het hierdie gemeente geroep om 'n verskil te maak. En die mense wat betrokke raak en deel raak, is mense wat hy stuur om deel van hierdie liggaam te wees, om die werk te doen waarvoor ons geroep het. Maar as een van jou ledemate lei raak, en nou 'n liggaam word gestrem verklaar as een ledemaat nie funksioneer soos hy moet funksioneer nie. Mag die Here ons help om nie 'n gestremde kerk te wees nie. 2 redes om gat te grawe, 'n gat om in weg te steek, of 'n fondament op te bou. En ek sluit vandag af met die vers wat ek begin het. Maar ek lees hom vanaf vers 46. Wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen. Sê vir jou langs jou, doen. Dis werk, dis moeite. Ek sal jou wys soos wie is hy. Vir wie hy soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe het en diep ingegaan het. Hy het nie net gegrawe en sê, ag, ek dink is nou diep genoeg nie. Nee. Hy het gegrawe, hy het ingedelf. Dis die ou, wat doen ek as ek na die woord luister? Ek ontvang inligting. Maar as ek die woord doen, begin ek ons hom later regmaak. Ek begin eers grou, wanneer ek begin doen. Hy sê, soos 'n man wat 'n huis bou en gegrawe het en diep ingegaan het en die fundament op die rots gelê het en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was. Wie is die rots? Jesus is die rots. Wat is die rots? Die woord van God is die rots van ons lewe. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fundament op die grond bou. En die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. Die olie in ons lamp is die woord van God. Die konstantheid, ek het dit julle laasweek gelees, Psalm 1. Gelukkig is die man, soos 'n boom geplant by waterstrome, want sy behaag is in die woord van God. Hy oordink dag en nag. Hy dra sy vrug op die regte tyd en alles wat hy doen sal voorspoedig wees. Daar sal 'n konstantheid in jou lewe wees. In elke aspek van my lewe moet ek ingaan. My finansies, waarop bou ek my finansies? Op die fondasie van die woord van God. Waar bou ek my huwelik? Op die fondasie van die woord van God. Waar bou ek my ouerskap? Op die fondasie van die woord van God. Maar dit kos ek moet gaan ingrou, gaan indelf, myself op 'n plek kry wat ek dit kan ontvang en dit kan aktiveer in my lewe, sodat ek nie net 'n hoorder is wat vergeetagtig. Hy sê ons baie mense luister na die woord. Paulus beskryf dit soos 'n spieël. En jy gaan weg en jy vergeet hoe jy gelyk het. Ons kan nie die woord vergeet nie. In ons harte en ons monde moet die woord wees. Hy sê, maar wie dit hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat sy huis sonder 'n fundament op die grond bou. Hy storting van die huis was groot. Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord. Word 'n dader van die woord. Gaan wys vir mense wie Jesus is. Moenie net gaan sê nie. Gaan leef dit, gaan doen dit. Daar by jou werk, jy is die een wat eerste moet opdaag en laaste moet ry. Jou manier hoe jy jou kliënt hanteer, kan ek jou goeie raad gee, as jy 'n verkoopspersoon is? Moenie die deal probeer wen nie, probeer eers die mens wen. Want as jy die mens gewen het, kom hulle altyd terug.
Want in verkope is dit nodig om 'n sirkel te veroorsaak, omdat hulle weer sal terugkom, want hulle kom terug na iemand wat hulle met respek behandel het en die ekstra moeite vir hulle gedoen het. Wees daardie persoon wat alles wat jy doen, grond, baseer op die woord van God. So sal God geëer word. So sal jou talente ontwikkel word. Want jy het dit nie begrawe nie, maar jy het 'n fundament gaan bou. Jy sê ek is besig om te bou. Want 'n fundament het 'n rede. Daar word iets op hom gebou. Of word hy nooit gesien nie. Jy sien jou tyd in die woord, sien mense raak nie raak persoonlik nie, want jy's daar in jou binnekamer. Maar die resultate in die gebou wat jy besig is om te bou, sal mense sien. Hierdie is stabiel. Hierdie skyscrapers, soms as ek net kyk na die skyscrapers, hoe hoog is hulle? Dit is eintlik fenomenaal om te dink, daai ding bly regop staan. Hoekom bly hy regop staan? Hoe hoër jy gaan, hoe dieper moet jou fondasie wees. Ek sal nie argitek nie, maar dis die beginsel. Hoe hoër jou gebou, hoe hoër jy wil bou, hoe dieper moet jy grou. So mag ons diep grou. Mag ons die rots vind. Mag jy in jou huwelik die rots vind, die stabiliteit, die konstantheid. Mag jy in jou emosies die rots vind, die konstantheid van die woord. Mag jy in jou finansies die beginsels, die rots vind en jy konstantheid beleef, want dis die belofte van die woord van God. Die storms gaan kom. Maar ek en jy as gelowiges wat gebou is op die rots, ons raak nie senuweeagtig oor 'n storm nie. Hoekom? Want ons het ingedring en gegrou tot op die rots. So mag jy daardie een wees, wat nie grou om weg te steek nie, maar wat grou om te bou. Sodat die koninkryk van God deur my en jou kan uitbrei, want soek allereers die koninkryk, en al die ander dinge vir jou, gaan vir jou bygevoeg word. En dis my gebed vir jou, 'n konstantheid in jou lewe, 'n plek waar jy weet, ongeag wat om my aangaan, ek sal nie val nie, en my huis sal nie val nie. Want ek en my huis, ons het die keuse gemaak. Ons is gebou op die rots, ons sal die Here dien. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie vir hierdie verhale, dankie vir hierdie stories, wat ons net kom leer. En Here, mag ons onthou wat U vir ons geleer het. Heilige Gees, mag U die naprediker wees. Mag ons rol as die diensknegte onthou. En Here, dalk sit die mense wat voel, maar ek het so min ontvang. Ek weet nie of ek genoeg het om te gee nie. Mag ons as daai klein seentjie wees, al is dit 'n groot skare, dat ons nie geïntimideer sal word deur die omstandighede nie, maar dat ons dit sal bring wat ons het. Here, dalk is daar 'n paar goed wat ons al reeds begrawe het, want ons is te bang vir die resultate, ons is te bang wat sal mense sê, en sal mense lag vir my idee. En Here, vanoggend, ek sien in my gees soveel drome wat begrawe lê. Besigheidsidees, Here, wat vanoggend in hierdie plek onder die grond is. Here, ons vra vanoggend dat U ons die moed sal gee, die waagmoed en geloof, dat ons daai weer sal oopgrou en dit sal uithaal, want dis U idees waarmee U ons vertrou het. Dankie Here vir dit waarmee ons vertrou. Ons wil U eer met dit wat ons het. Here, nie net deur net dankie te sê en net 'n paar liedjies te sing nie, maar om dit te vat en dit te ontwikkel en te groei in dit, Here. Gee ons daardie gawe, Heilige Gees, lei ons in die waagmoed om te woeker met hierdie talente, sodat wanneer U terugkom, Here Jesus, en dis die dag waarna ons uitsien, dat ons hierdie woorde sal hoor, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel, kom saam met my in my heerlikheid. Here, dis waarvoor ons gereed wil wees. Mag ons 'n aktiewe kerk wees. Mag ons 'n lewende kerk wees. Mag die gemeenskap daar buite weet, hier is 'n kerk wat werk, want geloof werk. Ons eer U, Vader, dat ons kan uitsien na daai dag wat Jesus terugkom. Ek seën so elkeen, Here, met 'n hart van dankbaarheid, met vreugdeolie, dat hulle weer opgewonde sal wees vir dit wat vir hulle voorlê, want die beste is nog op pad. En dit verklaar ek in Jesus naam. Amen en amen.